Goeiemiddag julle almal. Baie welkom by ons Devoted Saturday boodskap vandag. Vandag gaan ons bietjie gesels oor vrede. Net so bietjie kyk wat is vrede en wat die Bybel vir ons sê van vrede. En mag die vrede van die Here julle almal vandag net omsingel. Vrede is nie bloot die afwesigheid van konflik nie. Dit is die teenwoordigheid van God se rustigheid in ons harte. In tye van onsekerheid oortref sy vrede alle verstand, kalmeer dit ons vrese en herstel ons siele. Wanneer ons op hom vertrou, vind ons skuiling in sy beloftes, wetend dat sy vrede nie deur storms van die lewe geskit word nie. Mag sy vrede jou hart vul, jou stappe lei en blywende vertroosting bring. Die Bybel leer dat ware vrede kom van vertroue in die Here, ons bekommernisse prys gee en in sy weë wandel. So wat is vrede? Vrede van die Here. Vrede is ook 'n geskenk van die Here af. Wat leer die Bybel vir ons oor vrede? Kom ons kyk so 'n bietjie na 'n paar teksverse. Die eerste een is in Johannes 14 vers 27 en dit sê: Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Ek gee nie aan julle soos die wêreld gee nie. Laat julle harte nie ontsteld word nie en wees nie bang nie. Volgende teksvers is Filippense 4 vers 6 tot 7. Moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging bekend by God. En die vrede van God wat alle verstande bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dan 'n volgende teksvers is in Jesaja 26 vers 3. Julle sal die wat standvastig is in julle gemoed in volkome vrede bewaar. Kolossense 3 vers 15 sê: Laat die vrede van Christus in julle harte heers, want as lede van een liggaam is julle tot vrede geroep en wees dankbaar. En dan die laaste teksvers hier in Matteus 5 vers 9 wat sê: Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. So kom ons kyk so 'n bietjie na persoonlikhede in die Bybel, karakters in die Bybel, mense in die Bybel wat vrede wel toegepas het of ontvang het, of hoe ook al wat die Bybel vir ons kan gee as 'n voorbeeld. Ons kyk na Abraham. Hy het vrede met Lot gesoek en konflik vermy deur Lot toe te laat om eers sy grond te kies. En dan Josef, ten spyte van verraad het hy sy broers vergewe en vrede in sy familie herstel. En dan Dawid, alhoewel hy 'n kryger was, het hy vrede met Saul gesoek en sy lewe gespaar. En dan natuurlik Jesus. Jesus is 'n fantastiese voorbeeld van vrede, want waar hy beweeg het was vrede en hy het altyd net die vrede bewaar. Die uiteindelike vredemaker. Hy het die mensdom met God versoen deur sy offer. So vrede bly 'n geskenk van die Here af. Dit bly 'n kosbare geskenk wat die Jesus vir ons gee. Die belangrikheid van vrede in die Bybel. Vrede is noodsaaklik vir geestelike groei, verhoudings en ons getuienis aan die wêreld. Die Bybel beklemtoon dit. Vrede met God. Romeine 5 vers 1 leer dat ons deur geloof in Christus vrede met God moet hê. En dan vrede in verhoudings. Efesiërs 4 vers 3 skiet. Spoor gelowiges aan om alles in die werke te stel om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Vrede in beproewinge. Johannes 16 vers 33 herinner ons daaraan dat alhoewel ons probleme ondervind, Jesus die wêreld oorwin het en ons vrede gegee het. En dan vrede is ook 'n vrug van die Gees. Galasiërs 5:22 lys vrede as 'n kenmerk van 'n geesvervulde lewe. So wat leer Jesus ons oor vrede? Jesus het geleer dat vrede nie net uiterlik is nie, maar innerlik. Weer Johannes 16 vers 33. Ek het julle hierdie dinge gesê sodat julle in my vrede kan hê. In
hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou moed, ek het die wêreld oorwin. Lukas 10 vers 5 sê, wanneer julle 'n huis binnegaan, sê eers vrede vir hierdie huis. Matteus 5 vers 9 sê, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En dan Markus 9 vers 50 sê, die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar. Jesus het nie net vrede geleer nie, maar dit geleef en liefde en vergifnis en versoening in elke interaksie getoon. So my laaste besinning vir julle oor vrede vandag is, vrede is 'n goddelike gawe, 'n roeping en 'n belofte. Dit word gevind in vertroue op God. Soek na versoening en wandel in sy teenwoordigheid. Mag sy vrede jou hart vul en jou stappe lei. Dan wil ek net vir julle 'n gebed gee wat julle kan bid oor vrede vandag. Hemelse Vader, ek kom voor U op soek na U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ten midde van die lewe se uitdagings, laat U teenwoordigheid my hart kalmeer en my gedagtes stil maak. Vul my met U volmaakte vrede en help my om op U onfeilbare liefde te vertrou. Mag U vrede my hart en gedagtes bewaar en mag ek 'n instrument van U vrede wees vir diegene rondom my. In Jesus se naam. Amen. So ja, julle mag die vrede van die Here vandag om julle wandel. Mag die vrede innerlik en uiterlik om julle wees. En mag julle in alles wat julle op hierdie stadium bekommerd voel, of oor gestres voel, ge-worry is, of wat ook al, mag die vrede van die Here net in daardie omstandighede en situasies inklim vir julle vandag. So mag julle almal baie geseënd en gesalf wees en mag julle 'n wonderlike Saterdag verder hê. Onthou, vanaand het ons prayer worship aand live op TikTok 8:30 as julle ons wil join. Be blessed and anointed.